sy. Ons is op die lig. Goeiemôre geliefdes. Hartlik welkom vanoggend in die Oudtshoorn Park. Dis lekker om saam met julle te wees. En mag die Here vanoggend aan die woord kom, net daar waar jy is. Mag jy sy teenwoordigheid beleef. Almal wat inskakel, voel sommer baie welkom. Ja, ons het belydenis van geloof aflegging vanoggend. Daar is van ons jong mense wat nie laas keer ook hier kon wees nie. En ons het die spesiale geleentheid ook gereël. Daar's een van hulle wat ook gedoop word vanoggend. Hartlik welkom ook aan julle as families wat hier is. En oupa en ouma en almal wat vanoggend hier teenwoordig is. Ek het laas ook gesê, eintlik moet jy elke Sondag en elke dag ons jou geloof kan bely. Ons doen dit so baie in die woorde van die apostolikum, ek glo. En mag ons ook vanoggend weer opnuut herinner word dat ons geloof moet bely. Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dan is dit ook 'n geloofsbelydenis as jy dit sê, ek glo in die opgestane Jesus. Wat 'n wonderlike dag is dit as jong mense kom en hulle kom voorgetuie sê, maar ek glo. En ek bid sommer vir julle, Annabel en Skalk, mag julle werklik die Here se liefde nabyheid ook vanoggend beleef en baie seën vir julle en julle gesinne ook vanoggend. Vriende, as ons dit vir mekaar sê, is daar klomp goedjies wat gebeur. So na afloop van die diens daar op die Suidstoep, nooi ons julle uit as families. Ook saam met die gemeente waar ons lekker gaan saam kuier, verversing geniet na afloop van die belydenis van geloof. En ook vir mekaar net sê, ons bid vir julle, ons bid vir mekaar as 'n omgee familie. Ons verwelkom ook by ons vanoggend die lidmate wat sê, ek glo, ek kan sê, ek glo in die opgestane Jesus. En dan vriende het ons vanoggend oor ons hele katedese skool afsluiting van die Blauwkies, die Gideon bende en natuurlik ook ons tiek. Ons het vanoggend alweer wil gewandel na afloop van die diens so van 11 uur af gaan ons saam kuier daar by wil gewandel die dag in. So mag dit vir julle ook 'n besonderse geleentheid wees. Ek weet ons gaan so uitry na 'n wilgewandel toe. Ons sien uit as 'n hele klomp van die maats wat gesê het hulle kom. So ons is met verwagting sien ons uit na vandag se afsluiting. So net om lekker saam te wees, saam te kuier, saam te sosialiseer, saam te bid. Dit gaan alles daar by wilgewandel gebeur. So kom kuier saam. As jy dalk nog nie planne het vir vandag nie, kom sommer saam wilgewandel toe. Ons gaan lekker daar saam wees. Ons Gideon bende, ons kleintjies, die Blauwkies wat so in die senior fase laerskool is. En dan natuurlik ons tieners is skoolchristene. Ons sluit vandag af. Die eksamens het so al begin by sekere plekke en sekere skole. En dan gaan die laerskool eksamen, dink ek hier van die 14 November af, skryf hulle ook al klaar eksamen hierdie jaar, is op sy einde. So ons sê ons kan vir mekaar as ek nie wees nie geseënde Kersfees. Maar ek weet sommer dat daar nog 'n klomp goed wag vir ons in hierdie kwartaal. Vriende, iets wat vir my 'n bietjie uitstaan hierdie week, die Bybelskole, alles gaan normaal aan. Die 4 Bybelskole, kom skakel in asseblief. Dinsdagoggende is ek daar by Millennium Park. 10 uur die oggend, woensdag is ek 9 uur die oggend by Oudtshoorn Aftreeoord. En dan is ek donderdagoggende 8 uur is ek hier by die kerk. En ook 6 uur is ek hier by die kerk vir Bybelskole, voordat ek so gaan op die radio te preek. So jy is welkom om te kom inskakel. Het jy nie die vorige week gekom nie, kom, jy sal nie agter wees nie. Ons skakel in by die Bybelskole. Dan het ons ook 'n gebedsgeleentheid elke dinsdagoggend, so 9:30 en ook op 'n woensdag aand 6 uur. Wat ons hier by die kerk ook 'n bidduur het. So kom skakel asseblief in en raak betrokke, raak deel. Dalk wil jy die barmhartigheidsbediening inskakel, die getuienisbediening, daar's ouderlinge vir elke bediening. En ons is opgewonde om te sien wat die Here vir ons beplan vir die nuwe seisoen. Vriende, dan die 16de November het ons die oggendnagmaal. Nou ek wil dit maar net oor die aandag
uitgekom, dis nie volgende Sondag die 9de nie, die nagmaal het geskuif na die 16de November is op oggend, die 16de is op oggend, die 16de is aand, het ons kerksangdiens, Michael Lind is hier so, die gymnasium, Hongenhoofde Gymnasium se koor, is hier so, Susan Du Plessis speel oral, gaan 'n wonderlike kerksangdiens wees, 'n klomp dinge wat daar gebeur, die 16de November, die aand 6:00, die oggend 9:00, hou ons as gemeente nagmaal en dan die aand die kerksangdiens, so dit beloof om 'n wonderlike kerksangdiens te wees. Volgende Sondagoggend, die 9de, gaan Dominee Evert preek, Dominee Evert Smit, hy preek volgende Sondagoggend hierso, want ek moet by NG Volmoed, moet ek gaan preek en die diens behartig. Hulle het nou 'n nuwe dominee gekry, so my linksverpligtinge as linksskriwa en linksregsvoorsitter moet ek die dominee gaan bevestig in die bediening daar by Volmoed. So ek is ook bly vir hulle en dankbaar dat NG Volmoed ook nou weer 'n dominee het. Ons is daarom gelukkig dat ons 6 afgetrede dominees by ons in die gemeente het. So as ek nou die Sondag nie hier kan wees nie, dan kan ek een van hulle vra. En ek is so dankbaar dat hulle altyd so uit die harte uit kan sê, ja, nee, ek is beskikbaar, ek sal nog preek. So ons is dankbaar daarvoor. Vriende, as ek al die goedjies aan mond vol gesê het vanoggend, hoop jy het ergens 'n afkondiging gehoor, mag die Here dan ook aan die woord kom in hierdie spesiale diens wat ons vanoggend het. Ek sê sommer net so voel welkom, jy is in die huis van die Here, jy is 'n kind van God vanoggend wat absoluut afhanklik raak en hier gaan mooi goed gebeur vandag. Mag die Heilige Gees nou spreek en nie die dominee, moenie vaskyk in die dominee nie, maar luister wat God vanoggend vir jou wil sê. Dis my gebed so vir elkeen van julle. Kom ons raak net 'n oomblik stil, ons maak ons oë toe en ons vra dat die Here nou aan die woord sal kom. Heilig, heilig en heilig is U, Here God. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saamkom in hierdie gebou en dat ons weet, Here, dat U nou vanoggend met elkeen van ons wil praat. Spreek ook, Here. Gebruik die dominee, hy is maar net 'n stofmens. Here, dat hierdie woorde sal uitkom in ons harte. Ons kom in net soos ons is. Van ons is siek, van ons is bekommerd, van ons het seer, van ons is vanoggend bly en dan is daar van ons wat hartseer is, wat ook al by 'n oop graf gestaan het in die laaste tyd. Here, ontmoet ons vanoggend net soos ons is. Ons kom breek ook voor U, ons vra, Here, spreek U vanoggend, want U kinders luister. Ja, Here, want U kom toe die lof, die krag en die heerlikheid as mense kan sê, ja, my ja is 'n ja vir Jesus. Ek glo in die opgestane Jesus. En daarom wil ek so vanoggend hierdie 2 jong mense ook in die skoot kom tel en vra, Here, dat enige genadig sal wees. Dat U ook vir hulle, Here, sal toevou met U arms van genade en liefde en dat hulle bewus sal wees vanoggend deur die werking van die Heilige Gees in hulle lewens, maar ook, Here, dat U met hulle hand aan hand die toekoms instap. Ek loof U en ek prys U vir geleenthede soos hierdie. Want U kom toe die lof, die krag en die heerlikheid. Amen. Psalm 136 as fotum, loof die Here want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers, aan sy liefde is daar geen einde nie. Romeine 8 sê dit ook, daar's niks wat jou kan skei van die liefde van God nie. Geen sonde, geen foute wat jy gemaak het, al jou bagasie wat jy inbring vanoggend in die kerk,
Jesus die Seun en die Heilige Gees wat vanoggend hier teenwoordig is. Jesus, my verlosser en saligmaker. God drie enig, groet jou Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Here vanoggend en ons gaan lekker saam sing en ons gaan die Here groot maak staande en kom ons sing nou tot eer van die Here as ons staan. En Michael sê dit altyd, steer die ou mans jou, sing en steer jou en kom ons doen dit tot eer van
En as ons harte vir die Here gee, dan weet ons hy gee, hy het gesterf van die kruis uit, en hy het opgestaan uit die dood uit, en hy leef, hy vaar op na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, ons geloofsbelijdenis, en daar gee hy tot in alle ewigheid, en daarom sing ons hierdie liedjie, daar is mag in sy woord, en die hemel is die Heer. Die woord van God alleen. En dan gaan ek bietjie later weer uitkom by so die deel gloria aan God alleen die eer. Hoekom is ons met die solas besig om weer as kerk vir onsself te sê in 2025, wat glo ons? En waar staan ons in ons verhouding met die Here? Die wêreld daar buite, die humanisme en die relativisme, liberalisme, die postmodernisme, daar is soveel velde waarin jy kan ingaan in die wêreld daar buite. En die oomblik as die kerk en die Bybel moet toestemming en goedkeuring vra vir die wêreld, dan weet ons is ons op 'n slegte plek. As ons eers die wêreld se goedkeuring nodig het vir etiese, morele
kompas dinge, binne sirkel gesprek dinge, dan weet ons het ons probleme. Daarom sê ons is manne en vroue van die woord, en ons staan net op die woord alleen. God se woord is vir ons belangrik. Dit is ons verwysingsbron, dis die bron waarby ons staan. En ek en jy, as ons die Bybel begin lees, dan kom ons agter hoe moet ons leef. Die Heidelbergse Katekismes kom so mooi en kom sê vir ons, deur woord en gees kom die Here en hy kom praat met jou. Hy kom spreek jou aan deur die woord, deur die Bybel, maar ook deur die gees. Daar's insidente wat gebeur, daar's dalk mense wat met jou praat, onder die geklank van prediking kan die Here met jou werk, deur die natuur, deur 'n vriend of 'n vriendin. Die Here kom en hy werk met ons elke dag, ons moet net luister. Ons moet net oop wees om na die woord van God te luister, deur die woord en deur die Heilige Gees. En ek mag getuig in my hele lewe in 20 jaar wat ek het hoop nie is dit telke male deur die woord, want die woord vars en nuut oopgebreek word in 'n spesifieke tydperk. Die woord raak nooit te oud nie, dit is tydloos, dit is altyd vars, dit is altyd nuut, as ons na die woord van God luister. Wat vir my so mooi is, God se woord is vir ons vars op die Sondagoggend. En ons stap hier uit vanoggend en hier steek in 'n klomp preke wat jy uitstap, en die dominee preek oor 'n teks. En hoe wonderlik is dit, dat die Heilige Gees, dit wat in jou hart eintlik aan die gang is, kom en hy kom raak aan, deur die woord te lees, en hy gee vir jou 'n antwoord op 'n sekere ding. So ons kom vanoggend kalm en rustig in die teenwoordigheid van die Here, en ons praat oor die woord van God vandag, sola scriptura. Wat uitstaan vir my is, as ek dink aan die Bybel, en ons begin eintlik by die Ou Testament in Hebreëus, en ons onthou ook die Aramees, en die Nuwe Testament wat in Grieks is, die ou antieke tale, hoe dit so in 1455 hoor ons eers die Gutenberg Latynse Bybel, daarna die Engelse Bybels, en dan in 1933 sit ons met 'n Afrikaanse Bybel. En dan 53, dan hoor ons weer 83, en dan 2020 is daar 'n wonderlike Bybel wat uitgegee is, wat baie direk die Grieks en die Hebreëus vertaal. En wat vir my en jou so 'n stuk dokument is, as ons dit lees, staan ons in absolute afhanklikheid, amazed in awe, voor God se grootheid en almag. Hoe wonderlik is dit dat die Bybel deur al hierdie eeue behoog gebly het. Dat ek en jy vandag 'n Bybel het, is 'n godswonder. En dan dank ek die Here vir mense soos die Bybelgenootskap, wat soveel Bybels druk en versprei. Ek dink aan die Gideons, van julle wat hier sit, wat Gideons is, wat Bybels gaan plaas in die tronke en by skole, en wat almal die woord van die Here het en hoor. So as jy vandag nog hier sit en jy het nog nie 'n Bybel nie, ons het Bybels hier in die kantoor, as jy dalk weet van iemand wat 'n Bybel nodig het, kom kry vir jou 'n Bybel. Ons gee dit vir met liefde. En dat jy die Bybel kan gaan gee ook vir iemand. Want as jy die woord van God begin te lees, dan hoor ons, wat vra Vader van ons? 'n stuk gehoorsaamheid, hoe moet ek leef, wat moet ek doen? Ek vat nou 'n voorbeeld, die 10 gebooie. Ons sien baie keer die 10 gebooie as 'n stel reëls. Jy moet net hierdie goed nakom. Maar dis inderdaad nie so nie. Omdat ek 'n kind van God is, omdat ek hom liefhet, wil ek die 10 gebooie nakom. Wil ek nie moord pleeg nie, wil ek nie steel nie, wil ek nie daai dinge doen nie. Omdat ek in 'n verhouding met God staan, wil ek anders gaan leef in 'n wêreld daar buite. Daar's so 'n ou liedjie, so ek het nie gesin vanoggend nie, maar die liedjie is, lees jou Bybel, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag. Dit klink so eenvoudig, maar as jy jou Bybel lees en jy staan in verhouding met God elke dag, is die Here besig om met jou te werk.
En dan gaan hy vir jou duidelik sy plan en sy ritme gee vir jou lewe, want jy het 'n skepingsdoel. Jy is nie sommer maar net hier op aarde nie. God ken jou. Hy weet ook wat in jou lewe aan die gang is. Hy weet ook die seer wat jy het en hy weet van jou bekommernisse en vrese en alles. En al wat hy wil hê is dat jy moet oopbreek soos 'n granaat voor hom en sê, Here, ek het U nodig. Dalk bid jy vanoggend vir jou kind, dalk vir 'n klein kind van jou. Dalk is jy bekommerd oor iemand se huwelik of dalk is dit jou huwelik. Dalk is jou finansies nie op 'n goeie plek. Dalk is jy bekommerd oor jou boerdery of jou besigheid. Jy kom dalk vanoggend hier in en jou maag draai want jy weet nie wat gaan alles nog gebeur nie. Raak oomblikke net rustig nou. Haal lekker diep asem en weet God is hier teenwoordig. En hy wil vanoggend vir jou kom sê, my kind, ek het jou lief. Ek ken jou op jou naam, jy is myne. As ons weet die Here kom deur sy woord en gees en hy praat met ons, is die Bybel meer as net 'n boek wat ons lees. Dis nie 'n storieboek nie. Dis God se woorde vir ons. Die verskil tussen ons en die humanisme in die wêreld daar buite is hulle sê die Bybel is mense woorde oor God. Maar dis nie so nie. Die Bybel is God se woorde wat deur mense geskryf is. So God geïnspireer, skryf daai mense oor God en van God en wat gebeur het, maar dis deur God geïnspireer. Dit is nie sommer net iemand wat skryf oor die Here nie. Dit is wat ons uitstaan volg. Die Bybel is 'n kompas. Dit is 'n etiese dokument. Dit is die rigsnoer. Dit is hoe ons moet leef. Kom ons maar die huisgenoot gelees het, of die rapport vanoggend gesê, kom ons leef hier volgens, of kom ons gaan vra die humaniste, en kom ons gaan vra die relativiste daar buite, hoe moet ons leef? Wat is belangrik? Wat dink julle? Wat is etiese reëls? Anything goes. Dis wat die wêreld sê. Jy moet ook net iemand afronteer nie, want ons vryheid van spraak en ons menseregte en ons het al die goed. Maar wat sê die woord van God hoe behoort ons te leef? Wie is ek en jy? En in die woord van God hoor ons die Here sê, kom na my toe. As jy uitgeput en oorlaai is, kom na my toe, kom breek oop. Ek wil in 'n verhouding met jou stap. En ek sien daai vrou in Johannes 8 op oorspel en Jesus stel haar daar op en hy omvang haar met sy arms en hy sê, gaan, ek vergewe jou. Moenie verder sondig nie. Ek sien Jesus by Johannes 4 se vrou daar by die put sit en sy sê, sy is al by haar 4de, 5de man en Here sê, ek weet alles. Daar's niks van jou wat ek nie weet nie. Daar's niks van ons vanoggend wat hier sit al gedoen het wat God nie van weet nie. Hy weet alles. Jy leef voor die aangesig van God. Of jy nou vlieg toe gaan, of jy op die sportveld is, of jy by jou werk is, of jy in die kerk is, die Here ken ons binneste. Ons kan niks van hom wegsteek nie. Kan nie vir die Here lieg nie. Al my probeer. Hy probeer wegkry. Waar is jy nou, Adam? Waar is jy vanoggend in jou verhouding met die opgestane Jesus? Ja, die oomblik as die kerk die wêreld se goedkeuring soek en ons nie meer die Bybel as sola scriptura, die woord van God het nie, dan is die kerk besig om te val. Dalk is dit nodig dat ons in tye soos hierdie weer manne en vroue van die woord sal wees. As jy nie staan vir iets nie, val jy vir alles. En dit is hoe die lewe werk. Kom staan as manne en vroue van die woord. Elke woensdagoggend sê ek vir die manne, met ons manne oordenking, sê ek, ons is manne wat glo. Want ons glo die woord van God. En ons is manne van die woord, wat ons gaan leef die woord van God. Suid-Afrika het die Bybel nodig. Mense het hier nodig om tot bekering te kom. En al wat dit gebeur is as jy oor die geklomp van die woord kom en as die Gees met jou begin werk. Dis nie die dominee wat jou bekeer nie. Dis die woord van God en die Gees wat in jou werk. En dan gebeur daar iets. Ons noem dit wedergeboorte. Ons noem dit bekering.
Ons noem dit 'n terugkeer na God toe, 'n metanoia. Jy stap in hierdie rigting en jy draai om, en dit is die Gees wat dit in jou werk. Laat die Gees toe om met jou te werk vandag. Ja, natuurlik is daar seremoniële wette in die Bybel en daar is morele wette in die Bybel. Wat bedoel ek daarby? Seremoniële goed is die goed wat buite die sirkel staan. Moet ons nou staan of sit? Hoe moet ek aantrek? Wat moet ek doen? Hoe moet ek my hare kam? Wat se musiek moet ons speel in die kerk? Dis alles mensgemaakte goed. God kyk na jou hart. Hy kyk na jou hart, wie is jy vanoggend? En die binnensirkel gesprek waaroor ons almal saamstem is, het Jesus vir jou gesterf aan die kruis? Ja. Het hy opgestaan uit die dood uit? Ja. Het hy die sonde en die dood oorwin? Ja. Het hy opgevaar na die hemel toe? Ja. Regeer hy wat ons nou net gesing het tot in ewigheid? Ja. Dis die binnensirkel goed wat ek en jy moet glo, maar ook wil glo. Want ek is 'n man en 'n vrou van die woord, en ek staan vas op die woord van God. Die skrif is die hoogste gesag. Ek wil vanoggend 3 kort punte net aanraak. Die eerste teks is 2 Timoteus 3, wat jy hier agter op die bord ook kan lees. 2 Timoteus 3 vers 15 en 16. Die woord is deur God geïnspireer. So luister gou mooi, jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Vriende, jy weet wanneer jy iets reg of iets verkeerd doen, die Heilige Gees kla jou aan. Jy weet as jy met sonde besig is. En dan probeer jy dit justify. Jy probeer dit uit jou eie uitregstel. Ja, maar ek kan maar dit of ek kan maar dat. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. As jy jou Bybel lees, kan jy agterkom, die hele Ou Testament bou op na Jesus. Want God het gesien, die mens van homself nie kan red nie. En daarom stuur hy sy seun Jesus om aan die kruis uit te gaan sterf vir ons. Want hy ken ons. Hy weet ons daai geneigtheid, die ou Adam in ons, om die sonde te wil doen. En daarom moet ons oopbreek daagliks in ons lewens. Bekering is iets anders as wedergeboorte. Wedergeboorte is eenmalig, van bo af, maar bekering is 'n daaglikse proses wat ek soos Paulus dit sê, my terugbekeer na God toe. Want met my woorde, met my dade, met my gedagtes, gaan ek partykeer teen die wil van God. God dank dat die mense om jou nie kan weet wat jy dink vanoggend nie. Jy al dit gedink. As die ou langs jou voor jou weet wat in jou gedagtes aangaan. Maar God weet. Hy weet presies. Hy weet daai seerste sere. Hy weet ook wat jy wegsteek. Hy ken die mure wat jy bou. Hy ken jou in jou hart, in jou diepste wese. En daarom is dit belangrik vanoggend om te sê, as ek die Bybel lees, dan sien ek daar's hoop vir my. En hoop het 'n naam, Jesus Christus. Vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer, nie deur die huisgenoot of media of 24, nie deur wie geïnspireer, deur God geïnspireer. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Dis wat die woord kom doen, hy spreek ons aan. Jy kan nie op 'n Sondag net uit die kerk uitstap en in 'n feel-good music hoor nie, op spring en kop, van kyk daar nie. Hoor jy wat ek sê? Jy moet 'n bietjie aangespreek word in die woord van die Here. Is nie die dominee wat jou aanspreek nie. Geliefdes, ek het in die week in die Bybelskool vir almal gesê, ons dominees maak nie 'n preek en dan dink ek, ek wil vir Luke aanspreek. Ek het nou 'n ding in my kop, ek wil vir Luke 'n bietjie vandag preek, of ek wil vir Quintus preek. Nee, ek dink nie aan iemand die jy werk met die woord van God. En die woord is die waarheid, en die waarheid spreek tot jou. En daarom is dit so belangrik dat ons in die waarheid sal onderrig in die kerk van die Here, dwaling bestry, verkeerdhede regstel en 'n regte lewenswyse kweek. Dis wat die woord sê. Die geïnspireerde woord van God kom help ons hoe om te leef in 2025.
Dit is die asem van God wat ek en jy moet hoor. Ons moet so nader aan God beweeg dat ons sy asem kan hoor. Dat ons kan hoor en praat met ons Ruach. Die Jahweh, God wat ons aanbid. Johannes Calvin, die kerkvader van die NG Kerk, wat sê, die skrif dra sy eie geloofwaardigheid in onsself. Ons glo dit nie omdat mense dit sê nie, maar omdat die Heilige Gees dit in ons harte verseël. Kan baie oor Calvin sê, maar hier is 'n ware aanhaling. J.E. Packer, 'n boekskrywer, wat sê, die Bybel is nie net 'n boek oor God nie, maar 'n boek waarin God self spreek. Ek lees die Bybel, ek oordink dit, ek eet dit, en dan wil ek gehoorsaam aan God gaan leef. Omdat die Here vir my wys hoe ek moet leef. Aan die ander woorde, eerste punt, die Bybel deur God geïnspireer. Tweede punt, die woord kom lei ons in ons lewens, en die woord kom reinig ons van ons sonde, want die woord het mens geword, sê Johannes 1. Jesus het mens geword. Hy kom en hy sterf vir my in die kruis. En hy staan op en hy oorwin die sonde en die dood. Die Bybel is nie net 'n klomp informasie nie. So dit informeer my nie, maar dit transformeer my. So ek het nie net inligting wat ek lees en nou lees ek en wat beteken nie eintlik vir my iets nie. As jy moet begin lees en verstaan dat Jesus vir jou gesterf het, kyk jy met 'n ander bril na die Bybel, dan verstaan jy God se pad met sy kinders. Dan verstaan jy hoe God besig is met ons. Ja, Psalm 119 staan vir my 'n bietjie uit. Vers 1. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Ek kan Psalm 119 ten volle gaan lees. 'n relatief lang Psalm, ek kan bly wees of ek nie gesing vanoggend nie. Psalm 119 wat iets sê van die woord van God wat belangrik is. Vers 9, vir julle jong mense vanoggend, skalk Annabel. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan u woord. Wat is ons kompas? Is altyd so mooi sy kan Annabel, kyk jy as ouers kan baie trots wees op haar. Sy het die Engelse Bybel. En dan sy vir my nou in die klas sê, sy vir my die Engels gelees, en sy sê, Dominee, wat sê jou Bybel? Of ek vra haar, wat sê jou Bybel? Want ons moet die Bybels bietjie vergelyk met mekaar. Daar's sulke wonderlike apps op ons fone, die Holy Bible app. Dan kan jy 'n klomp Afrikaanse Bybels download. Dit is net so, is vinnig. As jy met 'n foon instap by mense deesdae, stap jy met 'n biblioteek in. Jy kan hoeveel Engelse Bybels optrek. Daar's verskillende tale. Jy het nie al die Bible app nodig. Vriende, hoe wonderlik is dit, dan vergelyk jy die tekste. Kyk hoe hulle hom hier vertaal, kyk hoe lyk hy daar. Ons het in die week bietjie gepraat oor die 83 vertaling en hoe die 2020 sekere woorde beter vertaal, anders vertaal. Die storielyn bly dieselfde. Dit wat gebeur het bly dieselfde. Maar ons hoor die verskillende woorde. In die begin het God die aarde geskep. En ons kan nou gaan kyk na die Hebreëse vertaling wat dieselfde beteken vir wind en vir gees. En die oomblik as jy baie verkeerd vertaal het, die wind net oor die see gewaai, maar die vertaling lees die gees van God het oor die waters gesweef. So die gees was van die begin van die skepping af God gewees. Dit het ek 'n paar sondae terug vir julle gesê oor die Triniteit, oor die Vader, Seun en Heilige Gees. Iets wat ons moet hoor is vers 10. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Ek wil die gebooie onderhou. Nie ek moet nie. Dis nie 'n stel reëls wat jy moet nakom en nou gaan jy hemel toe nie. Omdat ek liefhet, die Here liefhet en 'n kind van die Here is, wil ek doen wat God van my vra. En dis goed om nie te steel nie. Dis goed om nie te moord nie. Hoor ons dit. Dis goed om nie valse getuienis af te lê nie. Dis goed om die goed te doen.
Want die Bybel kom leer ons hoe moet ons leef. Die woord van God. Paulus die gemeentes kwaai aangespreek, julle moet so wees, julle moet dit doen, ons hoor dit vandag nog, staan dit vas, vers 105, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Is dit nie inderdaad so, die sola scriptura, die woord van God? Martin Luther sê die volgende, waar die woord van God is, daar is die kerk, waar die woord verdwyn die geloof. Dallas Willard, ek is lief vir Dallas Willard se boeke, die Bybel is nie daar om ons net slim te maak nie, maar om ons soos Christus te maak. Want ek wil meer en meer soos Jesus, in sy voetspore wil ek leef. Wat sou Jesus doen? Ons vra dit baie, wat wil Jesus doen? Hoe sou Jesus die ou langs jou hanteer het, voor jou, agter jou? Wat sou Jesus gedoen het in moeilike omstandighede? En daar kom die antwoord. Die wêreld sê vir jou, volg jou hart en doen net wat jy wil. Maar die Bybel sê vir my, volg Jesus. Die Arameese woorde, laag geraai. Follow me, sê Jesus. Volg my. Ons moet in sy voetspore begin loop. Die vingerafdrukke wat ons op mense se lewens laat moet wees, wat is dit Jesus vingerafdrukke? Of met wat is ons besig? Met ons eie ek? Met wie ek is? Trots en eer en ek sê dit en ek sal dit doen, die ek-teologie. Maar wanneer breek jy oop en sê, Jesus is my alles. Die laaste punt vanoggend, en dis die kernvers van ons prediking, Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dit dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar's niemand wat jou beter ken as God nie. Hy weet presies vanoggend hoe jy voel. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy is lief vir jou. Hy ken jou. En al wat hy vra is kom breek vanoggend voor my oop. Ek stap in die pad saam met jou. Ek is die ewige God, nie net 'n tydelike God nie. 2 Korintiërs 5 wys vir ons hierdie aardse teenwoning gaan net so verby. Vinnig, as ek terugkyk op hierdie jare, hoeveel mense ek begrawe het ook, dan gaan die Here so gou verby. En dan moet ons vir mekaar sê, maar wat gebeur dan met my? Waartoe is jy op pad in jou lewe? As jy nie kan vasstaan en vashou aan die opgestaande Jesus in geloof nie, as jy nie kan sê jy glo nie, dan kom alles tot niks vir jou. Maar vir ons wat glo, sal hy die ewige lewe gee, Johannes 11:25, sodat jy sal lewe al sterwe jy ook. Want ons glo in die opstanding van die vlees. Herman Bavinck, bekende teoloog, sê die woord van God is nie 'n dooie letter nie, maar 'n krag wat lewend maak. Charles Spurgeon sê, die Bybel is 'n lewende boek. As jy dit oopmaak, kom God self deur die bladsye. As jy in jou lewe al gevoel het, God raak stil, maak net 'n bietjie die Bybel oop. Gaan sit onder 'n boom, sluit jou af van almal en lees net die Bybel. En kyk hoe die Here met jou praat. Kyk hoe hy vir woord kom gee. Kyk hoe hy jou kom aanspreek. Kyk hoe hy vir jou duidelik rigting kom gee. En vriende, dan moet ons sonde bely. Nederig, nietig voor God kom kniel en sê, Here, ons het U nodig vanoggend in hierdie gebou. Ons kan nie sonder U nie. Vat my aan die hand en stap met my die toekoms in. Ek sluit af. Stadium in die Tweede Wêreldoorlog het 'n huis in Londen gebrand. En daar was 'n vuurvegter, 'n brandweerman wat aangejaag gekom het na die huis toe. En toe hy by die huis kom, toe sit daar 'n klein dogtertjie buite en sy huil.
En hy boog toe, daar's fout, dat daar nog van haar mense in die huis is, en hy storm op haar af, en wat is fout vir hy vir, is dat iemand daar binne, nee, sê sy, net een ding is daar binne, my Bybel. En hy kyk al so met verbasing aan, en hy sê van, hoekom hy jy so oor daai boek, dis net nog 'n boek. En die dogtertjie antwoord die volgende, dit is nie net nog 'n boek nie, dit is die een stem in my lewe wat nog nooit van my gelief het nie. Dit is die een stem in my lewe wat nog nooit van my gelief het nie. Sola Scriptura beteken die woord van God is waar. Dit beteken God se woord is genoeg, Jesus. Dit beteken Jesus is genoeg vir jou om te kan leef in die lewe. Die woord is genoeg vir jou geloof, genoeg vir jou kinders, genoeg vir jou kleinkinders en agterkleinkinders. Die woord sal vanoggend vir jou genoeg wees as jy worstel, as jy pyn het, as jy twyfel, maar dit sal ook vir jou genoeg wees as jy vreugdes beleef. Dit sal genoeg wees vir die kerk van die Here Jesus Christus van altyd af tot in ewigheid. En net om gou julle perspektief te gee, ek en jy is kerk, nie hierdie gebou nie. Die term Ekklesia beteken ons is kerk, as ons by daai deure uitstap vanoggend is ons kerk. Nie 'n gebou, ons aanbid nie 'n gebou nie, ons aanbid God, die lewende God. En daarom is dit nodig dat ek en jy daar buite gaan kerk wees. 'n barmhartige Samaritaan, 'n liefdevolle mens, iemand wat met deernis leef en empatie, maar iemand wat vas staan in die woord, iemand wat onwrikbaar sê, ek glo die woord van God. Dit is nie sommer net deur iemand geskryf nie, maar dit is deur God self vir ons gegee. As ons dit kan glo, dit kan in vas staan, het jy die res van jou lewe 'n kompas waarvolgens jy leef. Ek glo in die opgestaane Jesus. En ek sê dankie Sola Scriptura, dat ek wat nie Jesus gesien het nie, kan glo, want ek het 'n Bybel. Vriende, kom ons begin weer Bybel te lees. Ek kom het al meer agter, die mense skryf die Bybel een kant, trek 'n erg af, die jong mense, ek waardeer hulle verskriklik, toe nie nou die dag 'n foto met die belydenis van geloof, toe sit hulle almal se selfone so voor hulle, want dis hulle Bybel. Die Bybel het bietjie verander. Hy staan nie meer in hierdie formaat nie, maar hy is hierop. Maak nie saak, maar jy moet die Bybel lees. Lees jou woord, maak tyd vir God. En dan bid jy. Staan in verhouding met die Here. Amen. Here, as ek so vanoggend praat met ons geliefdes, dan weet ek, hier kom aan die woord, dalk is daar een sin wat iemand moes hoor vanoggend, en net weet dat ons vir mekaar kan sê, die Bybel staan vas, die woord staan vas. Dis 'n kompas, dis 'n etiese dokument, dis 'n waardesisteem. Dit is die boek wat vir my kom sê, daar's redding vir my deur Jesus Christus. Ek kan al my sonde kom bely. Ek kan opstaan en ek kan weet, Here Jesus, U is vir my lief, net omdat ek die Bybel het. Net omdat ek kan vas staan in U woord en as 'n man en vrou van die woord nou kan gaan leef. Here, dankie. Dankie dat ek kan weet, U ken ons op ons name en ons behoort aan U. Dankie dat ons in 2025 U woord het. Woorde wat sal bly vas staan tot in ewigheid. Dankie Here dat ons ook in hemelse heerlikheid ander geliefdes ook gaan ontmoet, in Paulus en in Petrus en in Moses en hierdie name wat ons van lees in die Bybel, en daarvoor prys ek U naam, dat dit vas staan, dat U eens op 'n tyd aan 'n kruis gesterf het vir my, en dat U my lief het. Op my naam vanoggend kan ons name daarin lees, vir jou het ek lief, sê Jesus. Dankie Jesus. Amen. So wonderlik, ek sê altyd die Engelse aanhaling, die woord Bible, as ek praat oor die Engelse Bybel, Bible, basic instructions before leaving earth.
Dis dalk waarvoor die woord Bible staan, onthou dit, basic instructions before leaving earth. Kom ons lees dit, en ons hou by die instructies wat die Here vir ons kom gee. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God in die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. En so antwoord hulle op God se beloftes in die doop. Natuurlik, die doop vanoggend verseker vir ons dat ons aan God behoort, dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, en dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Dit geld ook vir ons almal wat gedoop is, maar ook vir Annabel wat nou gedoop gaan word. Die belydenis van geloof beteken dat jy vanoggend met jou mond bely, wat jy ook in jou hart glo, hoor dit, dat Jesus die Here is. Dis al wat jy kom bely vanoggend. Dit is 'n belofte wat jy maak om op die Here te vertrou, om jou lewe volgens die woord in te rig, soos Gertrude het ons gehoor vanoggend. Getrou deel te neem aan die erediens en aktiwiteite van die kerk, te volhard in gebed en om God op alle vlakke van jou lewe te verheerlik, om op God te vertrou. Dis wat belydenis van geloof vandag ook vir ons sê. Aangesien julle twee ook die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en die leer van die kerk, is dit vanoggend vir my 'n voorreg om vir julle te kan sê dat julle mag belydenis van geloof aflê. Ja, daarom wil ek vanoggend julle versoek om voor die gemeente ook te kan sê, as ek julle vra, glo jy? Te kan sê, ja, ek glo. En geliefdes, ek kan ons met die mikrofoon omstuur vir almal vanoggend, en vir jou vra, glo jy in Jesus? En ek is seker julle sal sê ja. Ja, want Jesus is my enigste hoop. Hy is my enigste anker wat ek in die lewe het. En het ek al baie verloor, het ek Jesus. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En daarom wil ek so vra dat Skalk en Annabel na vore sal kom en hier voor kom staan voor die kansel, en dan gaan ek vir julle 4 vrae vra, en dan gaan ek ook afgaan en daarmee saam vir Annabel te Skalk, julle kan voor toe kom baie dankie. Ek is in die Nederlands staan, baie dankie. Miskien die man met zo'n leuke netjies, mooi aangetrek. Dus, daarom wil ek dus vanoggend vir julle vrae. En netjies wat ek vir die res van julle klasmaats ook gevra het, ons het 'n jaar lank 'n pad gestap. Hulle het vir my 'n opstel geskryf, wat in hulle harte en hulle lewens aangaan. Daar was onderrigte gewees, daar was gesprekke gewees, daar was klasse wat ons oor 'n klomp goed geredeneer het en vrae gehad het en die Sondagoggendgroep en vir die Dinsdagaandgroep was daar. Dit was 'n dinamiese wederwysige dialoog die hele tyd. Dit was nie net 'n dominee wat 'n klas aan die loop nie. Daar was die hele tyd gesprekke gewees en ek kan met oortuiging sê hierdie twee ken die lewende Here. En daarom is dit vir my so lekker en 'n voorreg om vanoggend hier te kan staan en vir julle te vra, glo julle, en ek weet julle kan opreg antwoord. Dit is vir my baie spesiaal. Glo julle dat die Heer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenis van die kerk vervat is en by ons ook in die gemeente geleer word die ware en die volkomme leer van verlossing is? Glo julle met ander woorde die Bybel? Ja. Beloof jy om as 'n lidmaat van die gemeente van Christus deur die genade en die belydenis van die leer tot aan die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? So ons sê, as jy hoor mense verklaar nie Jesus as verlosser nie, dan moet jy pas op. Bly op hierdie pad. Dis hoekom ek oor die Bybel praat, dat die woord julle kompas wees, ook as julle studente gaan wees en oor 'n paar jaar in die skool uit ook is, en vorentoe gaan in julle lewens, staan vas in die woord. Die derde punt, bely julle dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet.
Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. Hier is die groot ene, glo julle in Jesus, julle verlosser en saligmaker. En dan die laaste ene, en dis nogal 'n groot ene wat ons almal moet hoor vanoggend. Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Aan die woorde, as ons in die wêreld daar buite sê, die ou gedra nie heeltemal soos wat ons weet 'n Christen moet gedra nie, om in liefde te kan sê, jong, pas op vir daai goed, is die dorings op jou pad. En ons moet dit in liefde vir mekaar doen. Dan moet ons pas op om nie die oordeelbaadjie aan te trek nie, maar tog om in die woord te bly wandel, te sê, ons aanvaar dat ons accountability het teenoor mekaar en teenoor die kinders van die Here daar buite. As ek dit vir julle vra, dan gaan ek nou vir julle elkeen dit afsonderlik vra en dan weet ek julle kan nou lekker hard vir my antwoord. Wat is julle antwoord? Skalk. Wat is altyd jou antwoord? Baie dankie, Annabel. Baie dankie. As ek hoor julle antwoord so, wat ek sê op grond van die genade, verbond en verseël deur die doop en die belydenis wat julle nou gesê het, verklaar ek vanoggend dat julle belydende lidmate is. Dat julle glo in die opgestane Jesus en gemeente, kom ons ontvang hulle. Kom ons bid op vir hulle. Kom ons bid op dat die Here hulle paai sal gelyk maak. Dat hy hulle aan die hand sal vat en met hulle elke millisekonde die toekoms gaan instap. Volgende jaar is julle matriek en net so is hulle klaar met skool. En dan gaan julle die wêreld in. Mag die Here julle seën. Mag hy julle beskerm. Ek tel julle nou so in sy skoot en vra dat hy julle genadig sal wees. In die goeie wedloop van die geloof moet julle julle kragte inspann om die ewige lewe as 'n prys te behaal. Daartoe het God julle geroep en het julle nou ook voorgetuies gesê, ja. En dan weet ek, as ons hoor wat Johannes 13 sê, dat ons in liefde met mekaar kan saamleef. Jesus sê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ek gaan nou afkom onder toe, en dan gaan ek vir Annabel daar by die doopvond laat staan, en dan gaan ek al doop, en dan gaan ek vir julle bid. So, kom ons om met die doopwandeling volg. Ja, dit is nie so, ek kan staan, ja. As ons die water sien, is dit genade water. Die hoeveelheid water is nie ter sake volgend nie. Die genade water sê iets daarvan, dat Jesus vir ons aan die kruis uitgesterf het. En ons moet altyd die doop en die nagmaal saam sien. Ek kyk hier as ons daai glasie of daai kelkie vashou in ons hand, sy bloed het gevloei tot 'n volkomme versoening van ons sondes. Sy liggaam is gebreek tot 'n volkomme versoening. Ons vat 'n stukkie brood en ons eet dit. Ons gaan dit prakties met die volgende nagmaal opwys. As ek hierdie water so vashou, dan wil ek vanoggend spesifiek vir Annabel kom doen. Annabel Rochelle Jensen. Ek doop jou in die naam van God die Vader, God die Seun, Jesus Christus, en God die Heilige Gees. God drie-enig. Amen. Here, ek kom bid so vanoggend vir Annabel, en ek kom bid vir Skalk. Here, mag U hulle seën en beskerm. Mag U tot hulle redding verskyn en hulle genadig wees. Mag U al hulle gebede verhoor en dan hulle vrede gee. Dankie dat ek nou kan weet dat dit jong mense is wat kom sê, ek glo. Ons almal moet vanoggend dit kan sê. Ek kom bid vir hulle. En as ek nou die goddelike handeling met die doop sien, dat hy ons nie vas aan die fisiese teken nie. Ons verstaan dat Annabel vanoggend met hierdie genade water kom sê, sy glo. Sy glo as 'n volwassene. En daarom loof ek U en prys ek U ook vanoggend vir haar doop. Ek prys U vanoggend, Here, dat sy kan weet sy is geseël in die bloed van Jesus Christus. Aan U kom toe die lof, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan so vra dat ons baie ouderlik en ons
vir julle hande skud en vir julle 'n pragtige boek gee met 'n pen en dan natuurlik ook die doopseël en die belyende seël en ek sê julle is deel van ons gemeente, ons is lief vir julle, ons gee om en nie julle kan vorentoe kom, dankie Tinus. Kom ons staan allemaal, ons seën hulle, dis wat ons doen hier in die kerk. Dit is nou so staan, sing ons vir julle die 268. Kom ons steek ons hande uit as jy vermoedig is, ons vir julle seën vanoggend in ons gemeente. Laat die seën opdaal, hier in sy Sion opbestraal, hier wat beveling dit geskied, wanneer die seën oor al gebied. Amen. Kom ons gee vir hulle lekker hande. As ons hulle so vanoggend seën en dit wat hier gebeur, Annabel en Skalk, ek was verwonderd nie vir haar dat Skalk, as jy weer kan terugkom, hulle het 'n handtekening wat hulle simbolies op vir ons net kom wys, dat hulle glo, ek het nou Skalk wat so baie daar vanoggend, so hy gaan nog om teken, Annabel, jy is ook welkom. Hierdie is net 'n ding wat ons maar doen om te sê ek bely en daar kom 'n handtekening by deur te sê ek glo. Ag, dis net 'n mooi simboliese ding as hulle agterop lees staan maar ek bely en ek glo in die opgestaane Jesus. Dit het ook vele familie wys wat dit hulle daar geteken en dan is dit baie dinge. Ja, dit is pragtig, daar is hy geteken, ja, nou is julle volwaardig deel van ons, wat ons sê, ons is lief vir julle, hoor, dankie. Kom sê maar lief vir julle. Terwyl julle so staan, kom ons sing nou koning van my lewe. Baie geluk aan julle as familie, saam met julle opgewonde, net julle ook hier, baie geluk vir julle, en weet net, ons is lief vir ons lidmate, ons bid ook, daar by die gebedsbediening vir ons lidmate. Ons gaan nou afsluit, koning van my hart, koning van my lewe, daar gaan projekte by die lewe wees, vanoggend, kom kuier saam op die suidstoet, drink 'n koffie saam, en dan skik julle sommer 'n blad, en dan hoor julle hoe gaan dit met hulle, wat doen hulle in hulle lewe, wat gaan hulle hoor eendag, het al planne gemaak. Kom ons loof die Here vanoggend, en dan gaan ons hierna lekker uitkry wolgewandel, ek sien hier so klomp wat ons saam gaan. En is dankie vir julle. Kom ons maak die Here groot.
Here en gaan leef in sy vrede. Mag die Here julle seën en beskerm, mag hy nou tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag hy al julle gebede verhoor en aan jou nou vrede gee, wat ook al Paulus gehad het toe hy daar in die tronk gesit het, 'n vrede wat van bo afkom. Ek loof die Here. Amen. Amen. Mooi dag vir julle, gesê word. Dankie.